Goeiemôre. So in Matteus 17 kom die amptenare wat die belasting bymekaar maak na Jesus toe. En hulle vra toe vir Jesus se belasting en so ook Petrus in. En Jesus sê vir Petrus: gaan vang vis. En die eerste vis wat jy kry, binne in sy mond gaan nog geld wees en jy gaan die belasting, my en jou belasting, gaan jy daarmee betaal. Dis baie cool. So Petrus was 'n disipel van Jesus gewees. Petrus het 'n intieme verhouding met Jesus gehad en hierdie pad met Jesus gestap. Maar 'n belangrike aspek van hierdie verhaal is dat Petrus het geglo dat as hy, Jesus het dit gesê en hy het geglo, as ek nou in hierdie see ingaan en ek gaan 'n vis vang en die eerste vis gaan geld in hê en daarmee gaan ek my belasting betaal. Want Jesus het tot voorsien vir hierdie dinge wat in hierdie wêreld is. So, daai belasting kan nou wees belasting, skoolgeld, inflation, increase, alles wat opgaan volgende jaar, al die briewe wat jy van die skool ontvang, van alles wat increase, orals, en jy sê, Here, hoe gaan ek volgende jaar vir my gesin voorsien, hoe gaan ek wat ook al doen, hierdie finansiële druk wat nou by is. En Jesus sê, gaan vang vis, en gaan maak die vis oop. Daar is aan geld in wees. Nee. So, Jesus praat met ons almal in verskillende maniere, en so voorsien Jesus ook vir ons almal in verskillende maniere. Maar die wonderlike nuus is, soos wat inflasie increase, soos wat alles meer raak, so raak Jesus se voorsiening in jou lewe mee. So as jy 'n disipel van Jesus is, jy 'n kind van Jesus is, wat elke dag hierdie pad saam met Jesus stap, dan is dit jou geskenk van Jesus af. Hy is jou voorsiener. Hy is die een wat miracles doen, soos geld in 'n vis se mond sit. Maar dit is bitter belangrik dat Petrus gegaan het in geloof en daai vis gevang het. Hy het nie net gesê, ag, dit is 'n bietjie woes daai. Dit klink 'n bietjie onwerklik. En so ek in vandag vra Jesus vir ons elkeen van ons om uit te stap in geloof, om hom te vertrou met ons finansies, om hom te vertrou met volgende jaar, met alles wat rondom ons aangaan. Dan wil ek ook oor 'n ander parable gesels, oor Jesus wat in die storm was. So, Jesus was in die boot gewees saam met die disippels, en die disippels het gesê, Jesus, gee U nie om dat ons gaan doodgaan nie. Die storm woed. Baie van ons voel, soos wat ons nou net gesê het, 'n finansiële storm of 'n druk van die werk, en daar's storms wat rondom jou aangaan. En Jesus kom en hy maak die storm stil. Toe Jesus in die skei klim, het die disippels hom gevolg. Skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars. Maar Jesus het geslaap en hulle het gesê, Here, red ons. En so het Jesus opgestaan en hy het gesê, daarna het hy opgestaan in die wind en die see hard aangespreek en dit het doodstil geword. Die mense het gesê, wat 'n soort mens is dit, wat self die wind en die see hom gehoorsaam. So, alles op hierdie aarde gehoorsaam Jesus. Jesus het authority oor alles. En die wonderlike ding is, die eerste ding wat ons wil doen in hierdie besige tyd, in hierdie tyd wat dit oorweldig raak, is om vir Jesus eenkant toe te skuif, of om hom net 'n prioriteit in ons lewe te maak en sê, hoorie, so al hierdie ander dinge wat ek moet doen is 'n bietjie belangriker, so ek gaan minder tyd saam met die Here spandeer, of ek is so besig, ek het nie nou tyd vir die Here nie. Maar in hierdie storm, ek gaan overwhelmed raak as ek nie my vrede gaan vind by die een wat vrede voorsien nie. Hy het gesê vrede vir die wind, want Jesus is die bron van vrede. Jesus is die bron van voorsiening. Jesus is die bron van liefde. So waar gaan ek my vrede, my voorsiening, my geduld met my kinders, met die skoolvakansie wat aankom, met al hierdie moeilike tye wat aan die gang is, of hierdie dinge van die wêreld wat voel wat moeilik is, waar kry ek my hulp vandaan? Van Jesus af. So, ek gaan nie in hierdie storm paniek en sê, Jesus, hoe nou nie? Ek gaan vrede vind en weet, Jesus is saam met my in hierdie bootjie. En dan ook wil ek gesels oor nog 'n vergelykenis. So, ek het hierdie Bybelstorie gisteraand met die kinders gelees. En, so hierdie Bybel was my Bybel, maar Emma, ons nuwe hondjie, het hom beet gekry. So dit was my en my broer se Bybel wat my ma vir ons gekoop het in 1996. Maar anyway, hy het baie oulike stories nog steeds in, en hierso gaan die storie oor jou naaste. Ek weet ek moet God lief hê, het 'n man een keer vir Jesus gesê. Ek moet hom
hom lief hê met my hele hart. Ek moet my naaste ook lief hê. Maar wie is my naaste? Toe vertel Jesus hierdie storie. Wie is ons naastes? Daar het 'n man op 'n pad gekom. Hy was op reis. Skielik het rowers hom bespring. Hulle het hom geslaan. Hulle het alles wat hy gehad het gevat. Hulle het hom daar langs die pad laat lê. 'n Rukkie later was daar voetstappe. Iemand het met die pad aangekom. Hy het in God se tempel gewerk. Hy kon die beseerde man help, maar toe hy die man sien lê, het hy oor die pad geloop. Hy het aan die ander kant verbygeloop. Kort daarna het nog iemand gekom, maar hy het ook net verbygeloop. Toe klippe die klop, kom daar 'n man op 'n donkie. Dit was 'n man van 'n ander land. Hy het die beseerde man gesien en stilgehou. Hy het die seerplekke verbind, hy het die man na 'n huis geneem waar hy kon uitrus en gesond word. Jesus se storie was klaar. Hy het na die man gekyk. Wie was die beseerde man se naaste in hierdie storie, het Jesus gevra. Die man het gesê, die een wat hom gehelp het. So kan jy ook naaste wees van almal wat jou hulp nodig het Jesus gesê. So eerstens, Kyle vra toe, of Lily bid toe en Lily sê toe, maar Jesus help die mense wat nie kos het nie, vandag, wat nie 'n huis het nie. En nadat sy gebid het, gesels ons so, en ek sê, maar my liefie, weet jy dat Jesus stuur vir my en vir jou? En Caleb sê, vir my? Stuur vir my? Ja, Jesus stuur vir my en vir jou om sy hande en sy voete te wees. So ons vra vir Jesus, Jesus help my, Jesus help hierdie mense, maar Jesus gebruik vir my en vir jou om ons naaste lief te hê. Hy lewe deur ons op aarde en so raak ons ander mense aan. En daai man wat die man van God wat gestap het verby, wat in die tempel gewerk het, want hy het geglo in God, het in sy tempel gewerk. Hy was 'n dienaar van Jesus. Hy het verbygestap en nie hierdie man gehelp nie. En die punt van daai storie ook is dat baie keer kan ons daai mense van God wees en nie ander help nie. Maar dan voel ons dalk ons het nie genoeg finansies nie, ons gaan dalk siekte optel, ons het nie tyd nou om ander te help nie. Maar so sê Jesus vir ons, wees lief vir jou naaste, soos jouself. Jesus voorsien vir ons. Hy is ons finansiële bestuurder. Hy is die een wat se voorsiening meer raak, soos wat die lewe meer raak. Jesus vra vir sy kinders vandag om vir die ander mense, sy ander kinders wat minder as ons het, te voorsien. Ons hand uit te steek en ander te help in hierdie moeilike tyd. En dit kan deur verskillende maniere wees. Dit kan wees om vir hulle fisies te gaan gesond maak, vir hulle verbande te koop, vir hulle liefde te gee om hulle harte gesond te maak. Ons weet nie waardeur ander mense vandag gaan nie. Jy weet nie hoe moeilik elkeen se battle is nie. So om genade te hê teenoor mekaar in hierdie tyd, om liefde te hê vir mekaar teenoor hierdie tyd. Al verdien daai persoon dit nie, want so verdien ons ook nie genade nie. So om genadig te wees met mense, al het hulle 'n bietjie kort draad. Of om te gaan en om vir ander te gaan kos koop, om te gee, om te help. Want ons het baie om voor dankbaar te wees. En Jesus wil ons vandag gebruik om ons naaste lief te hê. Hy wil hê ons moet sy hande en sy voete wees op hierdie aarde. Okay. So my gebed vir jou vandag is, ontvang God se vrede in hierdie storm. Ontvang God se vrede. Moenie vir hom op sy skuif nie. Dis te besig hierdie tyd nie. Nee, Jesus kom nog steeds eerste en al die ander dinge vloei uit Jesus uit. Remove all sin that separates you from God, that hinders your walk with God. Petrus was 'n disipel van Jesus. Petrus het vir Jesus gekies en so het Jesus vir hom voorsien. En so was Jesus sy provider, his friend, deur sy intieme verhouding met Jesus. Vertrou op God. Stap uit in geloof. Dis 'n aksie. Dit gaan nie net in jou skoot val nie. Dis 'n aksie wat jy moet toon. You need to step out in faith and go fishing to get the fish with the gold or the coin in. Soos wat die worries, die finansiële druk increase, so God's provision increases for his children. Wees lief vir jou naaste, soos wat jy vir jouself het. Soos wat ons daai lysie het van geskenke wat ons wil hê vir Kersfees. Gee jou geskenk vir iemand anders. Of gaan koop vir iemand anders ietsie wat hulle hart sal bly maak vandag. Okay. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.